ingepak en ek so lekker om saam met te kuier vanmôre weer by ons podcast en ek hoop jy het Sondag se diens bygewoon. As jy nie bygewoon nie, hoop ek ten minste jy het aanlyn gekyk want ek dink dit was 'n fenominale oggend met 'n fenominale woord. En ja, ons gaan vanmôre 'n bietjie verder praat daaroor. Yes. Colin, dankie vir jou tyd Sondagoggend en ons waardeer jou woord. En kom ons begin by die begin. Dit was die 1 September. Wat beteken 1 September vir jou? Ja. Soos Sondag gesê het, nuwe begin, nuwe seisoen, energie, Energie. nuwe wilskrag, yes. Ek glo en ek het al baie gesê ook dat wat in die geestelike wêreld gebeur, partykeer openbaar homself in die fisiese, Yes. manifesteer in die fisiese. En ek glo dat selfs partykeer is dalk net 'n mindset, dalk is dit iets wat jy vir jou kop dalk net sê. Want ons het partykeer die kapasiteit om onsself moed in te praat. En Dawid het dit baie gedoen. Ek dink partykeer as die seisoen draai en by 1 September kom, dan partykeer praat ons onsself moed in. Ons kry weer moed, ons skep weer asem en ons druk weer voort. En maybe is dit net dit, maar maybe is sien ons in ons eie lewe, ons geestelike lewe. En ek dink elke faset van die lewe, dus dalk hierdie seisoen, hierdie geleentheid vat om te verklaar dat hierdie is 'n nuwe seisoen. Ja. Die woord sê vir ons immers, die krag lê in die mond. Ja, vrug waarvan ons eet. Jy het begin by hierdie skrif en ek gaan nog gou lees nie. Nuwe Lewende Vertaling, daar gaan ek 'n bietjie oorgee vir jou om oor te gesels. Prediker 3. Die Nuwe Lewende Vertaling sê daar's 'n vaste tyd en ek weet die ander vertaling gebruik van die seisoen. Hy sê daar's 'n vaste tyd vir alles, elke ding onder die son het sy tyd. Tyd om gebore te word, tyd om te sterf, te plant, tyd om uit te ruk wat geplant is, 'n tyd om dood te maak, tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, te huil, tyd om te lag, tyd om te treur, 'n tyd om van vreugde te dans, 'n tyd om jou saad te saai en 'n tyd om jou saad terug te hou. Tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing. In vers 6 is my so mooi, 'n tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. 'n Tyd om op te pas en 'n tyd om weg te gooi. Jy het baie daarvan nogals aangeraak in jou gedeelte. Ja. Ek dink, en daai kan albei kante toe gaan. Die tyd om goeders aan vas te hou, kan na twee kante toe gaan. Om vas te hou aan dit wat die Here vir ons het. Sy drome, beloftes. Dis reg. En die laat gaan, om dit wat my van dit af gaan weghou. Jy weet, alles in die lewe is 'n keuse. Soms het ek hulp nodig om my keuse te kan maak. Ja, obviously, soms het ons mense in ons lewens nodig, om my keuse te kan maak, en more often as wat ons wil erken, het ons altyd die Here nodig, om ons te help om my keuses te maak, en om my wysheid te hê. Wat moet ek laat gaan in my lewe? Waarheen wil ek beweeg? Waar wil ek uitkom? En om te weet wat is my besig om my terug te hou van daardie plek waar God my voorgestel het. Ons is immers kinders van die Here. En wat ek al gesien het in die kerk wêreldwyd, is dis nie goed genoeg net om te sê ek's gered nie. Ja. Wat is sy droom? Wat is ek besig om uit te leef? Sy plan. That's it. Ons twee lede. Ons sal later praat oor dit. Ja, die Here het 'n destiny met ons elkeen. Engels woord sê destiny. Plan met ons lewe en baie keer laat ons goed toe wat ons weghou van daai planne. That's right. Goed ons moet laat weggooi. Ja. Ek dink aan 'n paar goed wat ons mee gekonfronteer word in ons lewe. Ek dink goed soos onvergifnis. Seer wat ons verlede gebeur het. Hartseer verlede. Ek nou dag toe Michaela Sondagoggend hier was, nogal so mooi. Die Here het 'n destiny met haar lewe en sy kon kies om vas te hou aan goed wat haar sou weghou van die kom ons noem dit die destiny wat God vir haar lewe het. Partykeer sien vir albei ouens wat net laarte vir die Here gee. Partykeer is daar 'n challenge. En nou is hulle nog met daai een voet. Dit was lekker in die wêreld, al die pelle gehad en dit was 'n fees en dit was 'n jol en nou skielik moet hulle besluit maak om God se plan te volg of hulle eie plan. En hoe vinnig regverdig ons onsself? Om te sê, daai is nie so erg nie. Daai is nie so erg nie. Ons is in God se koninkryk. Dis net, ek het hom weet. En ons maak dit amper al okay. En even ek meen, kom ons vat dit verder, net kom ons kyk na onsself. As ons baie keer vir onsself goed vertel. En vir onsself sê maar, ek het die reg om met onvergifnis te loop, want daar het my te nagekom. Ek het die reg om seer te hê, want daar het dit gedoen. Ek het die reg, en dan wonder ek na Jesus. Ek meen, Jesus het die reg gehad. O ja. Om eintlik ons nooit te vergewe. Dis die waarheid. Want hy was onskuldig en hier slaan hom, ruk hom uit mekaar, hy staan op 'n kruis vas.
Hy het die reg gehad om aan goed vas te hou. En nou sê die skrif so mooi, sê tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. Ek weet nie van jou nie, maar ek haat dit om goed te verloor. Ek haat dit. Ek kyk baie keer die program TV van hierdie hoorders wat die goed met mekaar maak. Kyk, dink ek ons maak emosionele goed by mekaar wat ons nie wil laat gaan nie. En nou sê prediker, hy sê dis baie keer 'n tyd om seker goed te verloor. Hy sê as 'n sekere tyd om seker goed op te pas. Plan van God in ons lewe, God se droom, God se destiny is iets wat ons moet oppas. Dit beteken jy moet goed in plek sit om daarin veilig te hou. Is dit nie? Dit is die waarheid. Dis iets wat net normaal gaan gebeur, nie wat outomaties gaan gebeur nie. Jy moet die plan wat God in jou lewe het, moet jy oppas. Moet jy beskerm. Jy moet oppas en dan is ook 'n tyd om seker goed weg te gooi. En ek hou van daai woord gooi. Dis nie die hekkie oopmaak en hoop dit loop self uit nie. Dis dit vat en dalk oor die draad gooi. En is ook nie net hier laat val sodat ek hom môre weer kan optel as ek by die hek uitstap nie. Jy moet vir hom smyt. Ja. Waar jy kan gooi. Jeremia sê bewaar wat in jou hart inkom. Ja. Dis nie, ek het al so baie mense gesien en ek dink ek was self daar toe ek 'n jong Christen was, waar ek gesê het maar die Here gaan beskerm wat in my hart toe kom. Here en ons kan dit bid. Ons kan dit bid, maar aan die einde van die dag gaan daar vand nog steeds kom. Ek moet kies. Wat stoot ek weg, wat bring in? Ja, as ek in Spreuke praat van dis die oorsprong van die lewe. Ja. Uit ons hart kom die oorsprong van die lewe. So as jy goed in jou hart oppas en nie daai tyd mis, amper dit sê, die tyd mis om maar te laat gaan. Kan dit die oorsprong van jou lewe afekteer, die bron van jou lewe afekteer, die bron van jou blydskap, bron van jou vreugde, die bron van jou oorwinning, kan dit afekteer as jy kies om oop te maak vir dit. Ja. Hierdie gedeelte pas ons nou natuurlik op ons toe. Maar soveel keer dan verstaan ons ook nie dat God se tyd is ook lang. Daar's 'n tyd vir hom wat hy gee en daar's 'n tyd vir hom wat hy teruggee. Daar's 'n tyd waar die Here goed in jou lewe laat plaasvind. En ons kere wat hy sê dis nie nou die tyd nie. Ja. Om saam met hom te vloei in die goed ook. Ja. Kyk wat sê vers 13 van Prediker 3. Dit sluit so mooi by. Vers 13 sê hy is nou God, het alles mooi gemaak. Hy het aan die mense visie gegee. Dink aan, jy het 'n visie. God het 'n plan vir jou lewe en iewers in jou binneste is daai plan vir jou lewe gedownload. As ek dit nou kan moderne taal, God het daai visie vir jou gedownload van die ewigheid. Tog kan mense nie volle omvang van God se werk van die begin tot eind verstaan. Ja. Dis powerful. Want God sê vir ons dat ek het hierdie visie vir jou gedownload. Jy verstaan dalk nie nou en jy gaan nou goed met baie sê. Jy gaan nou in hierdie seisoen moet goed weggooi. Jy gaan nou in hierdie seisoen moet besluite maak. Jy gaan moet keuses maak. Jy gaan moet hierdie goed laat gaan. As dit tyd om seker goed weg te gooi en seker goed op te pas. Daar's seker tyd wat vir jou op daai oomblik nie sin maak nie. Maar tog het God sy visie vir jou gedownload en daai seisoen moet jy nie mis sodat jy nie God se visie kan mis. Al verstaan jy dit nie, al maak dit nie sin nie. Die woord sê vir ons God is die begin en hy sien alles raak. Ja. Ons leef hier. Ja. So ek en jy leef van hierdie plek van dis nou seer, dis nou nie lekker nie, is nou ongemaklik en God sien waar jy wil uitkry. Ons is nie daar saam met hom. Ja. Ja. En dis ook maar glo dis ja, dit is so belangrik. Dis taaf. Nee, kyk, is nie maklik nie as jy God se visie en God se destiny wil volg. As iemand nou vandag vir my gaan sê dis 'n maklike journey. Wil ek vir jou sê, ek weet nie wat se boek lees jy. Ja. Iewers daar, want my boek sê vir ons van die challenges gaan. Ja. Dit vat besluite. Ja. Die prediker sou nie gesê dat daar's 'n tyd om op te pas om iets op te pas is werk. Dit kos jou geld, kos jou tyd om jou goed in jou huis te beskerm, kos jou 'n muur op, dit kos jou 'n parasite op, dit kos jou 'n ligte aan, dit kos jou 'n alarmstelsel. Dit kos jou iets. Ja. As dit nie so kos nie, sou word dit nie gesê nie. Maar hier is my challenge. Kom ons challenge die mense. Wat is daar dalk vandag wat jou weghou van God se plan met jou lewe? Wat is daar wat God se visie oor jou lewe terughou, weghou, eenkant sit wat jy voel eintlik jou weghou van God? Dalk is jy moeg, dalk is jy moedeloos, dalk is jy gefrustreerd, dalk is dit mense, dalk is dit jy net moeg, dalk het jy net gevoel is te veel effort, dalk voel jy net jy sien nie opbrengs op jou saad nie. Dalk voel jy nie wil opgee, dalk voel jy net ophou. Wat is daai ding? En ek het vanmôre hierdie ook aangestuur. Ek het e-mail geafsluit vanmôre. Sorry. Hierdie skrif sê die volgende, Galasiërs 6 vers 9. Hy sê don't grow weary in doing good. For in due season you will reap a harvest if you don't give up. In due season. In due season. Die regte seisoen.
die regte seisoen. As jy nou doen wat jy nou moet doen, laat gaan wat jy moet gaan, dan vra vir enige boer as hy wil saai, in die regte seisoen moet daar grond bewerk word, daar moet effort ingesit word, daar moet saad gesaai word. Hy sien nie onmiddellik die opbrengs nie, maar omdat hy in daai seisoen die regte goed gedoen het, vasgehou het aan die regte goed en ontslaag geraak het van die onkruid, gaan hy in die regte seisoen die vrugte daarvan pluk. Wat is daai ding wat jy moet laat gaan? Wat is daai ding wat jy moet laat groei? Wat moet jy oor die draad gooi? Ek dink dis crucial belangrik. Yes. Ja, en ons almal het so iets. Ons almal het so iets. Tyd by die Here spandeer in hierdie volgende paar dae. Ons glo hy gaan jou lei en weet jy, soos jy daar sit, jy weet klaar in jou hart wat dit is. Hy is 'n getroue God. Ja. Amen. God bless you en ons sien jou weer Vrydagoggend, dan praat ons verder.